Halleluja. Ag Shamaine, staan net stil hier waar jy is. Moenie loop nie. Wie het nou net die teenwoordigheid van Jahwe so kragtig ervaar? Wie kan met eerlikheid en opregtheid sê jy die salwing ervaar? Wie kan met opregtheid vanmôre jou hande klap en vanmôre vir Jahwe al die eer en al die lof gee vir die salwing wat hier is? Ek vra jy, as jy wil staan, kan jy staan. As jy werklik vanmôre ervaar en die gees van Jahwe is hier en die krag werk binne jou, staan vanmôre op en gee hom 'n hand en gee hom 'n lof en gee hom 'n aanbidding, want hy is waardig om geloof en geprys te word. Hy is werklik vanmôre waardig. Tanya, waar staan jy? Tanya, moet jy nie jou span opbring gou-gou nie, jou hele span wat vanmôre hier bedien het. Elkeen wat vanmôre hier gestaan het. Wonderlik. Shamaine, staan jy net stil. Staan jy stil, moenie ergens heen gaan nie. Ek wil vanmôre hê dat die Heilige Gees, dat die salwing wat vanmôre hier is, sal kapitaliseer. As jy met my reg verstaan, as jy my uitdrukking reg verstaan. Ek wil vanmôre alles wat hy kan gee, wil ek vanmôre vat. Alles wat die salwing bied, alles wat die salwing gee. Ons het van die bidkamer waar dit toe bedien het, tot nou toe wil ek vanmôre vir jou sê, as jy glo, dat dieselfde Gees, wat Jahwe so uit die doodheid opgewek het, in jou lewe, sal jy vanmôre nie kan stil staan nie, sal jy vanmôre nie stil wees nie, sal jy vanmôre kan oorgee aan die Gees en die krag en aan die heerlikheid wat hier is. Ek wil jy nie vanmôre opsweep nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, raak sensitief vir die krag van die Heilige Gees. Ek weet baie van u is, maar ek dink baie keer vergeet jy so 'n bietjie daarvan. Jy word bietjie gesidetrack oor alle omstandighede wat rondom jou heers. En wanneer die salwing so kragtig werk, dan mis jy dit. Mag Jahwe vir ons die tyd gee, die genade gee, om te kan stilstaan by die salwing, by sy teenwoordigheid kan stilstaan, dat ons werklik vanmôre 100% kan inneem. Vanmôre onsself kan beklee. Ons vanmôre kan beklee met hierdie salwing. Dit kan beklee met hierdie teenwoordigheid en met sy heerlikheid. Ek is vanmôre werklik moet opreg as ek vanmôre vir jou dit sê, ek het vanmôre lus om elkeen van u by die hand te kom vat. Hoor wat ek vanmôre sê, met opregtheid, ek sê dit nie vanmôre om jou guns te wen nie. Ek het vanmôre gat nie hier met enigheid van julle, 'n saak met een van julle, en ek het 'n saak met my Vader. 'n saak vanmôre met God. Om elkeen by die hand te vat en my vorentoe te bring. En te kom sê, kom staan net in die teenwoordigheid van Jahwe. Sodat hy sy teen jou sal spoel, dat hy jou gees sal bedien. Dat hy jou sal bedien met sy heerlikheid. Dat jy sal oopmaak, dat jy sal vanmôre sê, hier is ek. Salwing, hier is ek. Hier is ek, salwing. Dat die salwing vanmôre op jou sal rus. En ek wil so ver gaan en sê, dat die salwing op jou sal groei. Dat dit so van jou sal besit neem. Dat dit jou innerlike mens sal bedien. Ek het vanmôre 'n opdrag. Ek het 'n opdrag om met hierdie skrif vanmôre te begin. En ek wil jy met vanmôre luister, dit is deel van my preek, maar dit is ook nie deel van my preek nie, as jy my mooi vanmôre verstaan. Ek luister net en ek wil net gehoorsaam wees. Ek wil nie met, as jy jou Bybel het en jy jou Bybel skien, as jy wil staan, bly staan, moenie sit nie, as jy wil staan, bly staan. Wil jy met hierdie skrif vanmôre hoor, en ek wil vir sê, dit kom uit die Vader se hart uit. Efesiërs 3 vers 16. En ek wil met baie sekerheid in my hart, met 'n groot sekerheid vanmôre, wil ek hierdie oor jou losmaak in die begin van hierdie diens. Van waar ek die woord wil bedien. Wil jy vanmôre hierdie met die platform wees waarop ek vanmôre by u môre wil bedien?
Hy sê dat hy, wie is hy? Ons hemelse Vader. Ons Jaffa, ons God. Ons Almagtige, dis hy. Ons Jafashua, wat opgestaan het uit die dood het, dit is hy. Wat opgestaan het, hy. Hoor wat sê die woord? Dat hy aan julle, elke een vanmôre van u wat vanmôre hier is, dat geen een vanmôre uitgelos sal word nie. Geen een vanmôre sal mis nie. Hoor wat sê? Dat hy aan julle mag gee na die rykdom. Ek hou van wat die Amplified sê. Die Amplified sê vir my the treasures. Ek wil so ver gaan sê, die skatte. En ek wil nou profeteer. Ek wil die geloof vat en ek wil profeteer. Dat daar hierdie gemeente en hierdie organisme wat hier is, hierdie samestelling wat God saamgestel het, elke een van u, hierdie bediening, hierdie roeping, dat daar ons nooit sal ontbreek van die skatte van sy heerlikheid. Dat u nooit, Shamaine, ek wil vanmôre oor jou profeteer. Johan, kom staan op jou vrou. Ek soek vanmôre geen iemand se guns nie. Doe net vanmôre wat die Gees van die Jaffa sê. Ek is nie vanmôre in staat om hier te staan nie, net omdat ek weet, is hy in my. Omdat die woord vanmôre in die bidkamer gesê het, as dieselfde Gees, dan moet ek vanmôre erken, as daar 'n Gees binne my is, moet die Gees vanmôre dan kan vloei deur my. Hoor wat ek vanmôre vir u sê, staan vanmôre, mag jy vir hierdie twee mense vanmôre salf. Mag daar in hulle innerlike mens nooit 'n tekort wees aan die heerlikheid van Jaffa nie. Mag Jaffa vanmôre vir hierdie twee mense die skatte van die hemel oopmaak. Mag hulle die vrymoedigheid hê, mag hulle die boldness hê, om te kan sê soos wat die Gees van Jaffa sê, dat hulle vanmôre die sekerheid in hulle hart sal hê, dat hulle vanmôre die vrymoedigheid sal sê, om te kan sê, so sê Jaffa. Hulle wat lief is vir die salwing, hulle wat lief is om die salwing los te maak, hulle wat vir die liefde vir die salwing het, vir die heerlikheid, mag die heerlikheid, mag die presence, mag die teenwoordigheid van Jaffa oor hierdie twee mense nooit tekort skiet nie. Mag Jaffa hulle in hulle innerlike mens, hoor wat sê die woord, ek gaan vir u verder lees. Hy sê, dat hy aan julle mag gee, dan die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy Gees, in die innerlike mens. Kan jy nou verstaan wat ek vir jy gesê het? Ek sê jy elkeen by die hand wil vat. Ek sê jy elkeen by die hand wil vat. Met groot vrymoedigheid wil ek jy by die hand kom haal. Maar of dit nou in jou persoonlikheid is, of dit nie in jou persoonlikheid is nie. Of jy nou dink jy mag, of jy nie mag nie, of jy nie kan nie, of jy nie kan nie. Ek wil vanmôre vir jou sê. Ek sê jy by die hand wil vat en jou hier vorentoe kom staan, dat jy in die teenwoordigheid kan kom staan. Sodat die krag van Jaffa in jou innerlike mens jou sal vervul. Sodat die treasures of His anointing, sy heerlikheid, magtig binne in jou sal wees. Ek gaan nou iets doen wat ek weet, iemand gaan nie baie tevrede daarmee is hoor nie, maar ek gaan dit maar nou doen. Annetjie, kom staan jy bietjie hier by my. Ek wil jou uit daai plek wat jy daar staan uitruk. Ek weet dit is nie buite jou persoonlikheid, ek weet dit is buite in jou persoonlikheid. Ek weet dit is buite, ek sien jou baie. Praat baie met jou. Mag die salwing vanmôre vir jou die vermoedigheid gee, Annetjie. Om in die
persoonlikheid. Mag jy vanmôre die teenwoordigheid wees. Mag die lig van Jahwe op jou sal skyn, dat jy die wêreld se vrymoedigheid sal hê. Hoor jy, Annetjie? Dis het man. Halleluja. Oh, ek wil eers met daai liedjie sing, met julle gesing het. He's worthy of it all. He is worthy of it all. He is worthy of it all. Ek gee hom vanmôre al die lof, ek gee hom vanmôre al die eer. Ek gee hom vanmôre al die aanbidding van my hart. Want hy is waarlik, waarlik waardig. Oh, hy is waarlik waardig. Oh, yes. Oh, I'm gonna worship Oh, one. till I mean every word. Weet jy waar jy vandaan kom? Ken jy jou oorsprong? Is jy 100% bewus van waar jy vandaan kom? Mag Jahwe vanmôre vir my die genade gee. Of vanmôre vir jou 'n bietjie die lig op die woord te wek. Dat vanmôre na vanmôre dat jy sal weet, dat jy sal weet waar jy vandaan kom. Maar ek wil jou vanmôre verseker, dis is 'n groter plek waar ons heen gaan. Kyk, baie dankie span. Waardeer julle. Dankie Johan, ek waardeer jou en Charmaine. Ek het vanmôre my tema gekies. Soos hy, so ook ons. Soos hy, so ook ons. Wie glo vanmôre soos hy? Amen. Toe het vanmôre in die bidkamer daaroor gepraat. Ek het vanmôre aan die bidkamer daaroor bedien alreeds. Ek het alreeds die fondasie gelê in die bidkamer. As dieselfde Gees wat in Jahwe is, in u en in my is, daai selfde Gees, daai selfde salwing wat hier vanmôre gewerk het, en nog steeds werk. Ek wil nie te lank wees nie, maar ek gaan nog nie kort sny aan dit wat die Gees van Jahwe met my gedeel het nie. Ek weet ek preek te min in hierdie plek. Maar ek het redes daarvoor. Ek kan maklik na pastoor toe gaan en vir pastoor vra, Melanie sal my erken as ek nou sê, pastoor sal dit in ag neem as ek na hom toe gaan sê, pastoor, ek het 'n woord van Jahwe gekry en ek deel dit met hom, sal hy vir my sê, Dawie, van die preekstoel. Ek glo so, Melanie, ek glo ek is nie verkeerd as ek sê. Pastoor het die vrymoedigheid om ons kans te gee. Want een ding is ek daarvan verseker, en weet jy, vanmôre terwyl ons hier op die preekstoel daar sit, kom ek te bewus, ek Vader, mag daar nooit 'n tekort in hierdie gemeente wees nie. En toe nou vanmôre oor die tiendes en die offerandes en die goeders praat en ons, toe besef ek sê, Jahwe, mag ons vanmôre 'n voorbeeld stel vir hierdie land. Dis het in my gees gewerk het. Mag hierdie, ek wil vanmôre vir jou sê, nie om aandag te trek nie, maar om die hemelse aandag te kry. As jy my uitdrukking reg verstaan. Om die hemelse aandag te kry. Ons hierdie aandag. Ek sê dit is nie hier nie, dis nie wat ek sê nie. Verstaan my mooi, nie my verkeerd verstaan nie. Maar dat
Java vanmôre vir u elkeen die vermoë sal gee om 'n volle tiende te bring. Om 'n volle heerlikheid te bring, om 'n offerande te bring en 'n tiende te bring. Nie om mense te eer nie, nie om mense te verheerlik nie, maar om hom te verheerlik. Dat sy naam geheilig sal word deur jou. En dit wat jy gee. Ek glo dit is die hart van die Vader. Dit is sy begeerte, dit is sy verlange. En so die Heilige Gees my stil hou op een plek en sê, die skatte van die heerlikhede. En ek glo, en jy moet dit vanmôre mooi verstaan, dat Java vir ons die skatte van die heerlikheid wil oopmaak. Die dieptes, die hoogtes, die breedtes, die lengtes. Maar jy kan maar die hele Efesiërs 3 gaan lees. En jy kan agterkom die Vader se hart. Paulus sê, ek het hierdie verborgenheid. Ons van die heidene is. Ons is mede-erfgename. Medelede. Ons is nie een kant gestoot nie. Hy het gekom met hierdie openbaring. Java het van hierdie openbaring gegee. En hom hierdie bediening gegee om die heidene te bedien. En hoor wat sê die skrif daar in Efesiërs. Dis deel van Efesiërs 3. Sodat hy mag vir jou en my gee, om gevul te word, as ek dit dan so mag stel, met die skatte, met die treasures, van sy heerlikheid. Dat jy sal bedien van daaruit, daai posisie uit. Voorsang, dat jy sal bedien uit daai skatte uit. Dat u wat 'n intercessor is, sal kan bid uit daardie skatte uit. Maak nie saak waar jou taak in hierdie gemeente is, of waar jou posisie is, of waar jou bediening is nie, dat jy uit daardie skatte uit sal bedien. Dat dit uit jou sal vloei. Dat as jy een skat weggegee, dat Java vir jou nog 'n skat sal gee. En dan wanneer jy een weggee, dat jy nog een sal kry, en nog een sal kry, en nog een sal kry. Verstaan jy wat ek vanmôre vir u sê? Dat die heerlikheid van Java is onuitputlik. Dis 'n bron van uitputlike krag en heerlikheid. Dat dit net sal vloei uit jou uit. En dat jy sal dink jy het nou iets weggegee, en dan gee Vader weer vir jou 10 ander. Ek ervaar dat Java wil gee. Ek weet wat Java vanmôre in jou hart wil gee. Dat jy vanmôre sal dinge wat jy nie weet nie, dat jy dit sal weet. Dat sy gees jou iets sal bekend maak, ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Dinge wat jy nie eens gedink het aan nie. Dat Java vir jou deur sy heilige roog vir jou sal bevrug. En jy sal begin spreek, en jy self persoonlik sal verbaas staan oor dit wat uit jou gees uitkom, want jy is, hoor wat ek vanmôre vir jou sê, want jy is geconnect, as jy my uitdrukking reg verstaan, want ek is vanmôre een met hom, hy is een met my, en ek is een met hom. Ek hoor hom, en wanneer ek hom hoor, spreek ek wanneer hy sê, wanneer hy praat. En ek kom terug, dat jy vanmôre sal weet wat is jou oorsprong. En ek weet baie van u ken hierdie skrifte, en u ken al hierdie goed, en u weet daarvan, en u is bewus daarvan. Maar mag jy vanmôre deur sy heilige roog, vanmôre 'n nuwe lig, en jou laat skyn, binne jou innerlike mens, en die diepste van jou wese. Dat ons vanmôre sal sien, dat die resultate daarvan op jou gesig gesien sal word. En dat dit in jou loop gesien sal word. En in jou optrede gesien sal word. Dat jy dit werklik glo. Ek wil vir jou lees in jou Genesis, ek wil daar begin, by die heel begin van die woord. En jy almal ken hierdie ding, jy ken almal hierdie skrif. Genesis 1 vers 26.
En ek gaan dit vir jou lees. En God het, Jaffa het gesê, Jaffa homself het gesê, laat ons, hoofletter ons, 'n meervoud, meer as een, ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers. Nou moet ek vanmôre, ek wil dit beklemtoon, ek wil graag daarop stil staan en sê vanmôre, as Jaffa sê, dat hulle heers, dat die heerskappy van Jaffa binne jou en deur jou werk, dat die autoriteit en die gesag van Jaffa deur jou werk. Maar hoor wat sê hy, hoor wat sê die skrif, hy sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere, wat op hierdie aarde kruip. Ek wil so ver gaan vanmôre en dit so sê, Jaffa het my en jou gemaak, Adrie, om te heers. Sy heerskappy moet deur jou werk. Sy heerskappy. Hy sê dat ons, wie is ons? Ek wat Bybelskool bygewoon het en almal wat al ingesit het by die bergpredikasie sal verstaan wie is hierdie ons. Hierdie ons is Jaffa, Vader, Seun, Jafashua, Gees, Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. Dis daardie ons. Mag Jaffa vanmôre gee, as daar so klein bietjie, of alles dan net 1% nog oor van twyfel van waar jy vandaan kom. Mag Jaffa vanmôre, dat die woord jou vanmôre sal oortuig, dat jy vanmôre sal weet en sal weet dat jy weet. Jy kom nie net, jy het nie net bestaan nie. Jy's nie toevallig hier nie. Jy's nie net toevallig nie, op hierdie plek, op hierdie aarde nie. Jaffa sê dit ons, en ek en jy wat die 4de dimensie is, as jy my regtig wil verstaan. Die 4de dimensie. As jy daai begrip nog nie reg verstaan, jy kom beeld. Praat met my, praat met Melanie, praat met pastoor, praat met 'n tooi, praat met iemand wat geestelik volwasse is om te verstaan waaroor die 4de dimensie gaan. Die volheid. Dat jy sal verstaan, dat dit vir jou oop sal gaan. Dat dit nie net vir jou bedek sal wees. As jy nie verstaan nie, vra. Jy sê, hoeveel meer in my kursusse moedig ek mense aan. Vra as jy nie weet nie. Want as jy nie weet nie, gaan jy nooit weet nie. Praat. Moenie skaam wees nie. Maar moenie onkundig optree nie. Ons vergeet soms waar ons vandaan kom. As ek nog dit mag waag vanmôre dan om te sê, ons kom in die teenwoordigheid uit. Ons kom in die salwing uit. Ons is sy verteenwoordigers. Hoor wat sê ek, en ek het dit neergeskryf en ek wil graag vir julle dit sê, die verteenwoordigers, dit beteken nie dat Jaffa 'n fisiese menslike liggaam gehad het nie. Maar hoor wat sê hy? In gees en in siel en in liggaam. 3 het hy ons gemaak. Maar hoor wat sê hy? As sy teenwoordigheid in ons is. Hy het sy teenwoordigheid binne jou geplaas. Hy het sy heerlikheid op jou gesit. Jy is 'n beeld van sy heerlikheid. Ek gaan vir u lees, ek sê, verteenwoordigers in liefde. Sy heerskappy oor die aarde, dat ons dit sal weerspieël. Dat ons 'n spieelbeeld van hierdie heerlikheid sal wees. En van hierdie heerlikheid, of van hierdie heerskappy, dat wanneer jy by daardie deur ingaan, of jy by daardie deur uitgaan,
dat jy altyd sal weet, jy is sy heerlikheid. Wanneer jy inkom en wanneer jy uitgaan. Dat jy dit nie by die voordeur sal los nie. Ek weet die salwing werk kragtig hier. En baie keer het my so groot vrymoedigheid wanneer die krag en die heerlikheid van Jahwe hier werk. Dan voel jy wil berge verskuif. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dieselfde berg wat jy hier verskuif, kan jy daar verskuif. Dieselfde berge wat jy daar verskuif, kan jy hier verskuif. Ons moet een word met daardie gedagte. Ons moet onsself versoen en sê, weet jy wat, oral waar ek gaan, waar ek my voet neersit, waar ek beweeg, die heerskappy van Jahwe, die heerlikheid van Jahwe, ek moet dit weer speel. Ek wil jy moet lees, gaan gou na Hebreërs 1 vers 3. Ek glo u ken hierdie skrif. Ek weet ek gaan vanmôre baie skrifte noem, maar ek sal by dit uitkom waar die Gees van Jahwe my wil lei na toe. Hoor wat sê vers 3. Nou praat ek van Jahwe. Hy sê, Jahwe wat die afskynsel is van sy heerlikheid. En die afdruksel van sy wese. En alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sonde bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Hy's nie meer hier nie. In gees is hy hier. Sy gees is hier op die aarde. En deur sy gees is hy teenwoordig. Maar hy het jou en my die verantwoordelikheid gegee om hom te verteenwoordig op hierdie aarde. Ja, waarheid. En ek glo jy sal verstaan. Die Engels sê so mooi, sê brightness of his glory and his expression image. Jahwe of his personality. Vader se persoonlikheid. Nou, die skrif wat ek nou vir u wil sê, wat glo ek my hele hart elkeen van u ken. Maar ek wil vanmôre jy moet hoor, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. Maar geen een vanmôre van u vanmôre weet twyfel dat hy jou ken. Dat hy bewus is van jou. Ek hoor baie deesdae mense praat en sê, jy verstaan nie die plek waar ek nou is. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek weet, my Vader ken die plek waar jy is. Hy ken die posisie waar jy is, hy ken die omstandighede waar jy is. Hy is ten volle bewus van jou. Hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. En voordat jy in die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. Ek het van jou 'n profeet vir die nasies gemaak. Ek praat van Jeremia. Maar vanmôre is dit so toepaslik op elkeen van u wat vanmôre sê, ek het 'n saak met Jahwe. Want hy ken jou. Jy is syne. Hy het jou gekoop met sy bloed. Uit elke stam, nasie, volk en taal het hy jou vrygekoop. Hy het jou 'n bediening gegee, hy het jou 'n roeping gegee. Hy het gesê, ek gaan jou maak 'n profeet vir die nasies. Hy sê, ek ken jou. Die Engels sê mooi, hoor wat sê die Engels, en u ken dit ook. Ek wil dit so stel. He acknowledge you. Nou moet nie vanmôre vergeet, as ek vanmôre vir jou sê, op die plek waar jy nou is, dat hy jou daar ontmoet. As jy vanmôre sê, ek gaan deur omstandighede, dat hy jou vanmôre daar sal ontmoet. Want hy het jou geken, voor jy in jou moeder se skoot was. En ek wil vanmôre jou herinner, dat hy jou vanmôre nog steeds ken. Halleluja. Hy ken jou nog steeds. Hy is nog 100% bewus van jou.
Hy is nog 100% bewus van jou. Mag ek iemand sy hand vat? Mag ek iemand vanmôre vir jou sê, Jaffa ken jou, by jou naam. Sê, Jaffa ken jou by jou naam. Toe ek afsonder, toe kom jy by my op. Jaffa ken elke ding in jou hart. Hy is bewus van waar jy is en waar jy graag wil wees. Verseker wil ek vanmôre vir jou dit sê. Hy is bewus van jou. Hy ken jou 100%. Hy sien jou hart raak. Hy sien jou smeek en jou gebed raak. Halleluja. Vat my hand bietjie. Vat net so 'n bietjie my hand. Dis niks van my nie. Ek wil jou net vanmôre uitlei uit daai ding uit. Ek wil vanmôre jou uitbring en sê, weet jy wat, Jaffa sien jou vanmôre raak. Jaffa sien jou dertig raak. Jaffa sien jou werklik raak vanmôre. Hy ken jou by jou naam. Jy behoort aan hom, né? Jy behoort aan hom. Halleluja. Ek en u kom uit 'n plek uit. En as ek die woord reg verstaan, hy sê, voordat ek in my moeder se skoot was, voor ek gevorm is, ek kom uit 'n plek uit van volheid. Ja. Waarheid. Ek kom uit 'n plek uit, waar menslike vermoëns nie bestaan nie. Waar daar net geestelike vermoëns bestaan. Halleluja. Ek kom uit 'n plek uit, waar daar nie 'n beperktheid is nie. Ek kom uit 'n plek uit waar die gees en die profesie beheers. Wat Jaffa sê, sal so wees. As jy my nou reg verstaan. Ek kom uit daardie plek uit. Soos wat Jaffa gekies is deur Vader. Ja. So het hy my gekies. So het hy jou gekies. As hy vanmôre sê, hy Jaffa as die afdruksel, wil ek vanmôre vir jou sê, jy's die afdruksel. Jy's die beeld van sy heerlikheid. Ja. Mag Jaffa vanmôre vir jou bewus word, dat jy is deel van daardie volheid, en jy is van volheid, en hy wil jou invat in die volheid in. Die Engels is so mooi, en ek herhaal wat ek net vir haar gesê het. I took knowledge of thee. Jaffa het in sy totale menswees bewus geword van jou. Van jou persoonlikheid. Jaffa het jou raak gesien. En vanmôre sien hy jou nog steeds raak. Halleluja. As daar dalk moontlik vanmôre dalk iemand is wat vanmôre sien. As sê, jy sien my nie raak nie daarvan. Wil ek graag vanmôre vir jou sê, hy sien jou raak. Amen. Halleluja. Ek wil so ver gaan en sê, jy is 'n posisie van sy salwing. Ja. Jy is 'n posisie. Jy's 'n plek. Jy's 'n heerlikheid van sy jy's 'n plek in die heerlikheid van sy heerlikheid. As jy my reg verstaan. As ek dit so kan uitdruk. Nou wil ek u vat op Psalm 8 vers 14. En ek dink en ek weet daar's van u wat 100% bewus sal wees wat daar staan. Maar ek wil dit net graag weer lees om u te herinner daaraan. Gaan op my na Psalm 8 vers ekskuus, my notas moet op.
hierdie goed weet ons, maar ons vergeet baie keer. Baie keer is daar omstandighede kom, dan gaan hierdie goed by ons uit. Dan vergeet ons dit. Mag die Heilige Gees na vandag u nooit weer, dat jy nooit weer sal vergeet, dat die Heilige is altyd, dat jy altyd sensitief sal wees, om te kan hoor wat die Gees sê, want hy praat altyd. Hoor jy wat ek sê? Dat jy sal bewus wees, hy sê mooi wat sy, Psalm 8 vers 5 sê, wat is die mens? Wat is die mens dat u aan hom dink? En die mensekind dat u hom besoek. Lees gou vir my wat sê vers 4, hy sê, as ek u hemel aanskou, die werke van u vingers, die maan en die sterre wat u toe berei het. Wat is die mens? Daardie groot uitspansel, daardie groot heerlikheid wat hier bo ons is. Wat is die mens teen al daai goed? Kan jy verstaan wat ek sê? Wat is die mens? Wat het Jahwe binne jou geplaas? Wie is jy? Aan wie herinner? As ek na jou kyk, aan wie moet jy my herinner? Jy moet my herinner aan daardie dag toe hy gesê dat ons maak mense na ons beeld. Vers 6 sê, en u het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. Net so 'n bietjie. Hy sê goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. Mag Jahwe vanmôre in die Gees vir jou vanmôre vir jou net wys sy heerlikheid wat op jou rus. Ek wil gewoon nie lees wie wat sê dat die Engels sê, for thou hast made him a little lower than the angels, and he's crown him with glory and honor. En nou wil ek die vat na Johannes 1 toe. Ek wil net vir u vanmôre dat die woord vanmôre u oortuig. En dat die woord vanmôre u bedien. Hoor wat sê die woord. In Johannes 1 vers 1. En die begin. Ons praat van Jahwe, ons almal Jahwe so, né? Die almal wat by ons kom, mense sal weet wat waarvan is. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Dit is Jahwe so. Ek was sommer bietjie premature nou, as ek dit kan sê. Hy is die ultimate. Hy is die ultimate van die heerlikheid van Jahwe. Maar ek wil herinner aan my tema wat sê, soos hy, so ook ons. As hy die ultimate heerlikheid was, dan moet ek vanmôre kan sê met oortuiging in my hart, ek is ook die ultimate heerlikheid. Nie om myself te boost nie, nie om myself te boost nie, dis nie wat ek sê nie. Maar hoor wat die woord sê, in die begin was die woord, en die woord was by God. En hoor wat sê die skrif, en hy was in die begin by God, en alle dinge, niks op hierdie aarde, moenie die leuns daar buite glo nie. Hoor wat sê, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom, Jahwe so, het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie. Dit beteken ons het ons oorsprong binne in hom. Halleluja. Ek kom daarvan. Ek wil nou sê, soos pastoor Nieke vir ons gesê het, van waar Gasie? Van waar kom jy vandaan? Niks het ontstaan sonder hom nie. Hy is die begin. Hy is die ultimate heerlikheid. Alle dinge het ontstaan deur hom. Ek wil iemand lees vir my wat sê 1 Korintiërs 1 vers 5 sê. Ek gaan dit nie vir julle lees daar in Engels aan die Afrikaans nie, maar hoor wat sê, that in everything you are rich by him.
in all utterance and in all knowledge. Miskien moet ek dit net vir u lees, dat u dit kan verstaan en hoor. 1 Korintiërs 1, hè? Dit seker maak my skrif. Vanmôre is ek so bewus daarvan. 1 Korintiërs 1 vers 5, né? Dat julle in alle opsigte in hom, wie hom? Yahweh, ryk gemaak is. Hoor wat sê, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is. En elke woord, en alle kennis. Dis vanuit daardie posisie wat jy kom. Vanuit daardie plek. Vanuit daardie volheid. Dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is. Jy moenie twyfel aan jou eie vermoëns nie. Jy moenie twyfel aan jou salwing nie. Jy moenie twyfel aan die inspraak wat hy jou gee nie. En elke woord en alle kennis, sodat die getuienis aangaande Jahweh bevestig is onder julle. Dat ek en u 'n getuienis sal wees daar buite. Dat ons lewe sal getuig van daardie kennis en van daardie heerlikheid. Soos Henog wat getuienis ontvang het. Hoe lekker sal dit nie wees om eendag voor die Vader te kan staan as ek dit Sondag sê. En ek sê, kom in. Getrou was jy. Afwyne, getrou was jy in die weinige, maar en veel sal ek jou aanstel. Is nie waar nie. Ek en jy kom uit Jahweh uit. Ek sê heerlikheid uit. En nou wil ek vanmôre vir u sê, as ons na Johannes 3 vers 34 toe kom, for you who God hath sent. Hy praat van Jahweh. Jy moet weer, ek herinner u weer daaraan wat ek gesê het, he's the ultimate. The ultimate glory. Hy is die voorbeeld. Hy is die beeld waarna ons nie moet jag, as ek dit kan so stel. Hy is die voorbeeld wat ons moet kan volg. Maar ek herinner u aan my tema wat sê, soos hy, so ook ons. Hoor wat sê, en ek wil graag vir u lees in Afrikaans. Ek sê vir u Johannes 3 vers 34, né? Hoor wat sê die skrif. Want hy wat God gestuur het, Jahweh, né? Jahweh wat hom gestuur. Wat hy gestuur het, spreek woorde van God. As hy dan woorde van God gespreek het, moet ek en jy woorde van God spreek. Ja. Amen. As hy dan wysheid gebruik het, moet ek en jy wysheid gebruik. Hy sê, want hy wat God gestuur het, spreek woorde van God. Want God gee hom die gees nie maar met 'n mate nie. Dit beteken God het hom nie 'n gees van die gees van God vir hom gegee met mate nie. Die Engels sê mooi, measure. Without measure, yes. Mike. Ek herinner u aan. Soos hy, so ook ons. Amen. Halleluja. As Vader Jahweh vir hom dan vir hom 'n gees gegee het en hom wysheid gegee het, nie met mate nie, het hy vir ons ook nie 'n gees van mate gegee.
Want ek glo dit is die wil en die begeerte van die begin af. Dat ons die Jahwe sal verteenwoordig op hierdie aarde. Ja. Dat wanneer ons hier rondloop, het ons hom verteenwoordig. Amen. Dat sy heerlikheid op ons gesien word. Dat die heerlikheid by ons mond sal uitkom. Nou, net so rukkie terug het in die bergpredikasie het pastoor baie daaroor gepraat. En as jy gaan kyk na Johannes 14, het ons baie deeglik na gekyk het. En die toe het vanmôre so mooi gepraat met ons in die bidkamer. Hy sê, hoor wat sê vers 12, en u wil dit ken, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Wie het agtergebly by die aarde? Ons. Ja. En die Heilige Gees. Om die hemel te verteenwoordig. Ja. En as die woord dan vanmôre vir my sê, groter werke wat hy gedoen het, sal ek doen. Dan moet ek dit mos glo. Ja. Maar ek wil dit nie net hoor nie. Hoor jy dit vanmôre vir jy sê? Ja. Ek wil dit nie hoor nie, dan moet ek dit doen. Mag jy vanmôre elke dag opstaan, vanaf vandag en dit oor jouself profeteer. En mag die Heilige Roog jou vanmôre weer herinner daaraan, dat hy gesê het, groter werke wat hy gedoen het, sal ek doen. Ek herinner nie aan my thema, soos hy, so ook ons. Want hier kom dit nou vir my so duidelik deur. Dit wat aan hom is in my. Ja. As kind van God, as 'n kind van Jahwe. Kan jy verstaan vanmôre? Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek gedoen, sal by ook by julle wees. Alright, groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En as die Gees, hoor wat sê, Romeine 8 vers 11, wat, en ek dink dis die skrif wat jy vanmôre aangehaal het. Ja. Ja. Romeine 8 vers 11. En as die Gees, die skepping wag, hoor wat ek sê, is dit reg? En as die Gees van hom, wat so uit die dood uit opgewek het, in julle sterflike liggame, is dit reg? Haal die skrif nou reg aan, lees dit nie nou. As die Gees, wie wil vrymoedigheid vat en jou hand opsteek en sê, ek is gevul met die Heilige Gees? Nie skaam jy hou jou hand daar. Dit beteken vanmôre met hier baie groot werke wees. Ja. Hier moet kragtige werke wees. Hier moet bonatuurlike werke wees. Want almal van u vanmôre wat u hand opsteek, getuig en sê, jy erken vanmôre deur die opsteek van jou hand, dat jy is gevul met die Heilige Gees. En dat die Heilige Gees weet binne in jou. Ons mag nie meer twyfel nie. Mag jy vanmôre die Gees elke twyfel breek. Mag die salwing vanmôre elke twyfel breek binne jou. Dat jy vanmôre sal weet dat jy sal begin groter werke doen. Soos wat hy gedoen het, sal ek doen en groter werke sal ek doen. Halleluja. Ons is te geneig om mooi goed te hoor en te min te doen. Ja. Ons is so geneig. Ons ervaar hierdie bonatuurlike heerlikheid en ons word al hierdie goed mooi vertel deur die Gees. Maar weet jy wat, waar is die fout dan dat dit nie is nie? Waar snap ons dan nie? Waar aktiveer ons Gees dan nie? Waar kom ons nie in beweging? Ja. Verstaan jy wat ek vanmôre vir u sê? Ek is so bly ek kan so 'n bietjie op 'n ander vlak met u praat vanmôre. Waar is daai werke dan? Ek wil amper vir jou sê vanmôre as pastoor iemand uitnooi om hier voor te kom staan, met die hele gemeente wat sê vanmôre ek is gevul met die Heilige Gees, moet kan vorentoe storm, want jy het die Gees binne in jou, jy het die krag binne in jou,
Verstaan wat ek vanmôre vir u sê? Prakties maak dit vir my persoonlik sin. As ons getuig en ons bely en sê dit, ek weet daar's orde. Ek weet daar's orde en ek ken die orde en ek ken die gesag wat daar is. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet gretig wees. Ja. Jy moet gretig wees om dit wat die Gees van Jahwe binne jou uitgegiet het, om dit te gee, want hy sê groter werke. Ek raas nie vanmôre nie, maar ek wil vanmôre u beaanmoedig. Kan ek nie vanmôre sê, die vorige keer toe ek hierdie preek wou preek, toe interrup Johan my. Maar hy het gedoen wat die woord sê. Toe ek hoor ek moet preek weer in die week, toe vra ek vir jou, gee my 'n nuwe woord, gee my 'n werklike vars nuwe rema woord. En ek kon nie anders nie om weer te gaan kyk wat ek hier neergeskryf het. Halleluja. Nou verstaan ek actually hoekom het ek daaroggend nie gepreek. Hy sê groter werke wat hy gedoen het, sal ek doen. Wat is groter werke? Ons leef in 'n nuwe as ek dit so kan uitdruk, dan sê, wag ons in daardie nuwe seisoen dan inkom. Waar die kragtige werke van Jahwe hier sal manifesteer. Amen. Dat ek nie sê dit manifesteer nie, dis nie wat ek sê nie. Verstaan my baie mooi. Maar dat ek meer sigbaar sal wees dan. Ek weet God werk bonatuurlik in hierdie gemeente. Jy kan maar sê wat jy wil. Kom lank in hierdie gemeente. Ek is 'n seun van hierdie gemeente. Ek sien goed raak. Ek weet van goed. Ek is bewus van goed. Ek is wakker in die gees. Al dink jy nie dat jy so nie, maar ek is wakker in die gees om die goed raak te sien. Halleluja. Want die krag van God werk. Mag ek vanmôre dit sê? Opregtheid sê ek dit vanmôre. Mag u vanmôre werklik in jou gees sensitief raak. Werklik in jou gees sensitief raak. Wanneer die Gees praat. Mag jy werklik, en ek preek nie net vir u, ek sê dit vir myself ook vanmôre. Want jy is soveel krag, en soveel heerlikheid, en soveel bediening, soveel bonatuurlike werk wat moet geskied hier. Net as gevolg van hierdie woord wat sê, groter werke wat hy gedoen het, moet ek en u doen. Soos hy, so ook ek. Amen. Kom ek sê vir u ken hierdie skrif, ek glo almal ken hierdie skrif in Romeine. Almal ken die, en is 100% bewus van hierdie skrif. Romeine 8. Vanmôre op my Bybel vir my so groot is, ek wil net heeltyd oor die woord praat. Ag, yes. Hoor wat sê die skrif in Romeine, en jy ken hierdie skrif, jy is bewus daarvan. Ek lees vir u vers 19. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. As ek die woord nou kan toepas, as die woord sê, hoor wat ek sê, as die woord sê groter werke wat hy gedoen het, moet ek en u doen. Dan kan ek vanmôre ons dit sê, dan kan ek hierdie goed ons aan mekaar verbind. Terwyl nie help my reg as ek verkeerd is. Dan kan ek hierdie goed mos aan mekaar bind. As die woord dan sê, die natuur wag vir hierdie groot werke. Is dit nie waar nie? Ja. Want dit sal ons openbaar.
Ons sal dit nie doen om die mens gesien te word, of die mense raak gesien te word nie. Maar ons is sy verteenwoordig. Kry hierdie ding in jou gees. Ek wil amper sê, dissiplineer jouself om altyd te weet, man, jy is die heerlikheid van Jahwe. Ja. Daar is krag in jou. Al voel jou liggaam nie so nie. Al staan jy in die oggende op en jou liggaam is siek. Moenie daarop konsentreer nie. Konsentreer nou op, want God is 'n werklikheid. Hy is waarlik 'n werklikheid. Die Gees binne my is 'n werklikheid. Groot en werke wat hy gedoen het, moet ek doen. Want dan moet ek vanmôre sê dat die natuur wag vir die openbaarmaking vir die ware seuns en die ware dogters van God. Halleluja. Gebeur vir julle is, want die skepping wag met 'n reikhalsende verlange, met 'n verwagting, met 'n groot verwagting. Verlang op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat onderwerp is. Ek sê weer eens, soos hy, so ook ons. Ja. Halleluja. Ek herhaal wat ek gesê het, en om nie te irriteer nie, maar om het te reinforce in jou gees. Hy is die ultimate. He is the ultimate. Wat kan ek u vanmôre 'n geheim vertel? Wat ek hier wil uitblaker? Dis nie my geheim, bly ons nie meer 'n geheim as jy uitgeblaker. Daar's 'n verwagting in die hemel, nie net op die aarde nie. Dit is nie net die skepping wat wag dat jy geopenbaar moet word. Maar die hemel wil wag. Wie sal dalk môre vir my vra, pastoor Dawie, nou wat probeer jy vanmôre vir ons sê? Ek wil vanmôre vir sê, ek bemoedig u. Ek raai u aan. Ek wil vanmôre u inspireer. Ek wil vanmôre u optel. Ek wil vanmôre vir u herinner daaraan dat jy is die heerlikheid van Jahwe. Ek wil so ver gaan vir u sê vanmôre, ons is in die wil van Jahwe. As jy dalk getwyfel het, as dalk jy rondom jou gekyk het, ons is in die wil van Jahwe. Ons is in sy volmaakte wil. En my gees is so geoorreed en so geoortuig dat ek so graag sal wil profeteer vanmôre oor elke een van u, dat daar nooit 'n tekort by u sal wees aan die skatte van sy heerlikheid. Nou kan jy saam met my Efesiërs toe gaan. Nou lees ek vir u 'n skrif wat so baie al in hierdie gemeente genoem is, gepraat is, gequoteer is, gepreek is. Vers 19, Efesiërs 3 vers 19. En die liefde van Jahwe so te ken, wat kennis oortref, sodat u elke een vervul kan word tot al die volheid van God. Wat sê ek vanmôre vir u? Daar's meer as wat jy beleef. Daar's baie meer wat ons beleef. Daar is meer as al die heerlikhede wat ons sien. Daar's baie meer. En die skrif is so duidelik daaroor. Gaan lees maar wat Efesiërs 3 vers 3 sê, hele Efesiërs 3 sê. Wat is dan die ultimate? As Jahwe so dan die ultimate heerlikheid is,
luister na hierdie skrif. Want dit is waar Jahwe my en jou wil uitbring. En ek gaan nou 'n stelling maak vir u vanmôre, wat ek vanmôre kan u dit maar neerskryf. Ons hoor so baie van herlewings. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, wie wat sal die ultimate heerlikheid en die ultimate wees? Wanneer ek en jy geopenbaar word as die ware kinders van God. Dit is waarvan ons wag. Dit is seker die ultimate waarvan ons wag. Ek kom agter die vyand wil steel. Ek bestraf hom. Ek bestraf sy werke. Ek weet vanmôre, ek is verseker daarvan, dat hierdie herlewing van die ware kinders van God, die ware seuns en dogters van God. Nou wil ek 'n skrif lees wat hierdie gemeente glo met my hele hart. Elkeen wat in hierdie gemeente is, ken. Efesiërs 4:13. Ja. Dis 'n skrif wat ek glo aan elkeen van u bekend is. En dit is seker die ultimate skrif waarop hierdie bediening gefundeer is. Ek wil graag dit vir u lees in die Engels. En ek wil u graag daarmee afsluit en daarmee bedien. En ek herinner u gou weer. Soos hy, so ook ons. Ek wil vir u dit lees, ek gaan vir u eers lees. Hy sê, Efesiërs 4:13. In die Amplified, as ek dit mag, in die Amplified vir u lees. This word wat sê, that is mighty develop. Hy begin dit in hakies. Dat u op die pad wat jy gekom het, dat Jahwe jou so sal ontwikkel. Hoor jy wat ek sê? Dat jy so sal opgroei. Want wat is die ultimate? Dat ons wat sy verteenwoordig is, sal lyk soos wat hy lyk. Ja. Sal doen wat hy doen. Is dit nie waar nie? Ja. Dat ons in daardie volheid wat hy is en waarin hy beweeg, dat ek en jy ook in daardie volheid in sal beweeg. Dat dit ook sal manifesteer, maar hoor wat sê, ek gaan vir weer lees, that it might develop until we all, elkeen van ons, hy sê, until we all attain oneness, om in die eenheid te wees. En as, ek sê nie iets wat nie daar staan nie, ek wil dit net vir u verduidelik in my woorde, dat ons almal sal dieselfde lyk in die gees. Dat ons almal sal praat. Ja. Ek weet ons het verskillende bediening en roepings. En ek weet daar's verskillende range. Is nie waar nie? Ek ken daai goed, ek verstaan daai goed. Maar hoor wat sê die skrif, dat ons almal sal kom tot 'n eenheid. Wat 'n eenheid? Ek wil vanmôre sê die ultimate unity with him. Met hom. Toe het vanmôre weer die bidkamer gesê Johannes 17. Waar hy gebid het, Jahwe so self gebid het. Vader, maak hulle een met ons soos wat ons een is. Want wat is die ultimate plek waar ek en jy moet uitkom? Is om so met hom in eenheid te wees. En as ek dit mag sê, hierdie genade van Jahwe, jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar wanneer hy na ons kyk, sien hy homself raak. Ja. Ek vereenvoudig dit baie, maar hoor wat ek vir u vanmôre sê. Hy sê that it is might develop until we all attain oneness in the faith and in the comprehension of the full and accurate knowledge. Om te kom by daardie akkurate wysheid uit.
sê dit of die een sê dat nie, maar om te sê wat die Gees van Jahwe sê. Ja. As jy my reg verstaan vanmôre. Om by daardie kennis uit te kom. Hy sê, full and accurate knowledge of the Son of God, we might arrive, mag ons arriveer, at a real, mature manhood. Want dit is die ultimate plek waar Jahwe ons wil hê. Dat die maturity van hom hier sal manifesteer. Dat sy maturity deur jou sal manifesteer. Dat jy geerken sal word as die volheid van Jahwe. Dat jy geerken word dat die volheid deur jou heers en dat jy die heerskappy op jou het. En ek herhaal, om nie jou te irriteer nie, maar ek wil vanmôre die Gees van jy moet hoor, en mag jy dit nooit vergeet nie. Soos hy, so ook ons. Halleluja. Want hy wil hê ons moet 'n maturity wees. En die volheid, hy wil hê ons moet in hierdie volheid, hierdie mature manhood, van wie hy is en wat hy is. Die volheid, ek wil vanmôre dit uitdrukking sê, te kom by daardie plek waar ek en jy waarlik vierde dimensie is. Ja. Amen. Sy heerlikheid. Want dit is die ultimate, dit is die plan, dit is die begeerte wat hy het. Dit is van die begin af sy verlange. Dit is sy wil, dit is sy honger, as ek dit vanmôre so kan uitdruk. Dat ek en u sal kom by daardie maturity, by daardie volwasse plek uit sal kom. By daardie kennis, by daardie volmaakte kennis. Knowledge of the Son of God, that we might arrive at a real mature manhood, completeness of the personality which is nothing less than the standard height of Christ. Own perfection. The measure, we would say, the measure of the stature of the fullness of Christ, of Yahweh, and the completeness found in Him. Amen. Staan voor my saam met my. Dit is sy verlange. Ja. Dit is sy verwagting. Dit is sy begeerte vir jou en vir my. Amen. Om te kom op daardie plek. Ek bid vanmôre dat Jahwe se Gees, die Heilige Roog, elke twyfel uit jou uithaal. Steek jou hande op. Dat hy elke twyfel, elke tekortkoming, dat elke ketting wat jou dalk nog vashou, vanmôre gebreek sal word in die Gees. Dat hy jou vanmôre so sal losmaak. Dat jy vanmôre sal weet, jy is sy heerlikheid. Dat jy vanmôre sal bewus word van die krag van Jahwe wat binne in jou is, in jou innerlike mens. Dat jy bewus sal word van die inspraak en die wysheid en die kennis wat binne in jou is. Dat jy daaraan aandag sal gee, dat jy daaraan oor sal gee, dat jy daaraan gehoorsaam sal wees. En dat jy vanmôre sal streef binne in jou, dat jy vanmôre 'n besluit, 'n ware besluit sal neem binne in jou. Dat jy vanmôre 'n kwaliteit besluit sal neem binne in jou. Dat jy op daardie plek wil kom. Waar jy 'n volwasse, 'n werklike, heilige, ek wil vanmôre sê die volheid van Jahwe
sal hê. Die kennis binne in jou sal hê. Die heerlikheid binne in jou sal hê. Dat jy dit sal erken dat dit alreeds binne in jou is. En dat jy ek wil sê, daarop sal aandag gee, daarop aandag sal gee. Dat jy nie selfs al besig hou met allerlei ander negatiewe goed nie. Ek bid vanmôre, Vader, Heilige Ruach, ja, vir so dank ek U vir sy beeld. Dankie dat hy die afdruksel was. Dankie dat hy die ultimate voorbeeld is. Dankie dat hy sy gees uitgestort het binne in ons gees. Dankie dat U gees oor ons laat vaardig word het. En dankie dat U vanmôre die kennis en die waarheid en die heerlikheid vanmôre opnuut laat besit neem van elkeen van hierdie mense vanmôre, Vader. Vader, dat ek vanmôre bid dat die salwing vanmôre die juk sal breek, die teenwoordigheid van Jahwe wat alreeds so mooi gewerk het hier. Dat U elke krankheid, elke siekte, maar bo alles elke twyfel uit sal haal. En dit sal vernietig. Vader, dat daar nie 'n gees van verwarring sal kom nie. Dat U elke gees van verwarring sal jaag in die naam van Yahweh. En dat hy sal wegvlug, Vader, van hierdie mense. En dat daar van elkeen van hulle in elkeen se huis gevul sal word met 'n wysheid, met 'n vrede. Vanmôre elkeen se huis gevul sal word met 'n krag. Elkeen vanmôre se huis gevul sal word, Vader, met 'n sekerheid vanmôre. En dat elke twyfel uitgedryf sal word. En dat van hulle besit geneem sal word in maturity. Vader, in elkeen se gees, siel en liggaam. Dat ons sal kom by die plek, die ultimate plek waar U ons wil hê. Vader, salf U en bekwaam U elkeen vanmôre. Dat elkeen vanmôre wat hier is vanmôre, elke besoeker, elke diens wat hier vanmôre verrig is en alles U sal verheerlik. Ek bid dit, Vader, waarlik in die wonderbare naam van Yahweh. En laat dit so wees. Ek wil graag net voor ons ek wil graag vir julle lees wat sê voor ek Adrie oorgee. Ek wil net graag 'n skrif lees. Net een. Vers 17. Efesiërs 3 vers 17. Sodat hierdie Yahweh wat binne in jou is, deur die geloof in julle harte kan woon. Dat sy volheid binne in jou sal woon. Julle wat in die liefde, hoor wat sê hy, in die liefde gewortel en gegrond is. En vers 18 sê, en dat julle in staat sal wees. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges, ek wil amper sê, al die apostels en al die predikers en almal wat daar gewees het alreeds, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is binne hom. Dat jy onbeperk sal wees. Dat daar niks is op hierdie aarde, niks 'n tekort aan sy gees of niks jou tekort sal skiet. Dat jy werklik in staat is. As jy nou vanmôre sê vir jouself, jy sê pas nou daar weer aan 'n groot ding gesê dat ons moet kom waar hy is. Ek wil vanmôre vir sê jy kan. Jy gaan en jy mag. Sy bonatuurlike krag kan deur jou werk. Sy bonatuurlike wysheid kan deur jou werk.
En ek wil sê, dit gaan nie daaroor. Ek sê dit omdat die woord so sê, nie omdat ek so gesê het nie. Omdat ek vanmôre die woord lees, en die woord sê so. Ek wil jy met jouself gaan bedien met sy liggaam. Ja. Verseël vanmôre vir jouself. Verseël vanmôre. Kom ons die klant nou so skielik hard. O, ekskuus. Okay, dis my fout dan. Hoor jy wat ek sê? Verseël vanmôre met sy liggaam. Ja. Hierdie belofte. Amen. Dat jy mag kom to the full maturity man. Want dit is 'n belofte. Dat jy op daai plek sal kom. Waar hy was, dat jy ook daar sal wees. Dat dieselfde gees wat hom in hom gewerk het, deur jou sal werk. Dat dieselfde, maar hoor wat sê die skrifsel? Groter. Gaan bedien jouself met sy liggaam en sy bloed. Halleluja. Hy het nie waardig van dit te word. En net gou vir julle, vanaand is daar geen bergpredikasie nie. So almal het af vanaand. En nou wil ek net julle seën vanmôre met hierdie skrifvers. En dit is vir my so awesome hoe die gees van God is. Want vanmôre toe ek afsonder en bid, toe gee die Here vir my hierdie skrif en vanmôre toe noem dit in die bidkamer. Maar dis waarmee ek julle vanmôre wil seën. En dit is 1 Tessalonisense 5 vers 23. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Yahshua. Mag julle geseënd wees in hierdie week. Mag hy julle bewaar, julle gees, julle siel, julle liggame in hierdie week wat kom. Wees geseënd. Dankie.